Nou ja, ons ken die storie van Lazarus, ons ken nie, dis nie 'n verhaal nie, dis 'n gebeurtenis. Dis nie 'n verhaal nie, dis 'n gebeurtenis, dit het werklik gebeur. Waar Jesus vir Lazarus uit die dood uit opwek, nee. Ons weet hy was al 4 dae dood, maar ek gaan vir julle wys wat ons altyd mislees. Daarom noem ek stene in die pad, die laaste steen. Kom ons kyk Johannes 11 vers 5 en 26. Jesus sê vir Martha, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Vers 26. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Hier bewys die woord van God vir ons, al sterf jy op aarde, is jy nie dood nie. Jy stepping over, waar ons dan na 'n paradys toe gaan, dis soos 'n dokter se wagkamer, waar ons wag totdat God ons oproep om te doen wat ons moet doen. Toe kom Maria uit na Jesus en sy sê, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Johannes 11 vers 33, toe Jesus Maria dan sien, ween hy geweldig bewoog geword in sy gees, en hom ontstel. En Johannes sê, en Jesus het geween, dis die kortste vers in die Bybel, Jesus het geween. Was Jesus powerful? Yes. Nou hoekom het hy geween? Hoekom was hy bewoog? Hoekom het hy ontsteld geword in sy gees? Hoekom? Dis hoekom hy dit gedoen het. Hy het 'n diep ontstellende emosie ervaar. Eerstens diep ontroer deur Maria se smart. Hy was baie lief vir hulle. Jesus hou nie daarvan wanneer ek en jy smart moet beleef nie. Dis nie waarvan hy hou nie. Dis nie wat hy oor ons wil bring nie. Maar dit is 'n natuurlike proses dat ons iewers te gaan doodgaan. Nie waar nie? Die sleutel. Terselfdertyd was hy verontwaardig oor die ontwrigting wat dood in 'n mens se lewe bring. Die smart en ontwrigting wat dit in mense se lewens bring. En die laaste vyand wat Jesus moes oorwin, was die dood. Nie hier op aarde nie. Hier op aarde kan Jesus mense lewendig maak. Sy finale oorwinning was dat Satan ons nie vir ewig van hom kon skei nie. Want as jy op aarde doodgaan, moet jy iewers heen gaan. Is either hemel of hel. Daar is nie 'n tussenpaadjie tussenin nie. Daar is nie so paadjie. So Jesus het geweet, daai dag wil hy vir die mense wys, God het 'n doel met alles gehad. Tot en met vandag toe het God 'n doel met dinge wat oor jou pad kom, dinge wat in jou lewe kom. En Satan weet wat God se doel met jou is. As hy jou nie aanval, jy moet jy worry, dan is jy dood. Somtyds rol Satan hierdie stene voor ons. Hierdie stene, dan kyk jy net die steen vas. Jy sien net hierdie probleem. Jy sien net emosionele probleme. Jy sien net teleurstelling. Jy sien net hopeloosheid, moedeloosheid. Jy sien net siekte. Soos Maria en Martha sê ons, Here, as ek nou u was, dan sou ek nou dit en dit en dit gedoen het. Dis kom ons nie hy is. Want dan dink ons, hierdie is die ideale situasie. As u nou vir my kind wys, as u nou vir my boetie wys, en as u nou vir my sussie wys, dat die gaan vir hulle deurkom, dan gaan hulle in u glo. Dis nie hoe God werk nie. En Maria en Martha het gesê, as u was, sou hy nie gesterf het nie. Hy sou nog steeds gesterf het. Ek gaan vir julle wys in die Bybel uit hoekom. Maar ons kyk net in die stene vas wat Satan in ons pad inrol. Hy gaan elke dag stene in jou pad rol. Want hy moet jou verhinder om die picture te sien. Hoeveel keer leer 'n juffrou kinders iets? En op 'n dag dan sê hulle, "O, dis soos dit werk." Hy sal aanhou en aanhou en aanhou om ons te leer. Hier is geweldig baie lesse wat ons hieruit kan leer. Kom ons kyk bietjie, Johannes 11 vers 3. En susters het toe na Jesus gestuur en vir hom gesê, "Here, hy vir wie u liefhet, is siek." Jesus gaan nie dadelik so toe nie. Hy vertoef nog 2 dae. En in Johannes 11 vers 4 sê hy vir sy disippels, en toe Jesus dit hoor sê hy,
Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie. Dink julle nie, Jesus het geweet Lazarus gaan doodgaan nie? Maar hy sê vir hulle, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie. Nou hoe nou? Hoe praat Jesus so? Hierdie frase beteken dat dit nie finaal tot die dood sou lei nie. Want Jesus het geweet wat hy gaan moet doen. Ja, Lazarus is tydelik dood, maar dis nie finaal nie. Hy het geweet hy gaan hom opwek. Die Bybel sê so. Steeds verstaan die disippels. Vers 11. Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, hoeveel keer sê God vir ons iets en ons hoor net nie. Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Hy sê vir hulle, wat is die doel daarvan? Sy disippels sê toe, Here, as hy slaap sal hy mos gesond word. Jy sien die disippels sien net die steen. Hulle sien nie die woorde agter die steen nie. Ek het laas Sondag vir julle verduidelik hoe die Jode begrawe. Dis 'n spilonk. Daar lê 'n blad en dan lê die persoon wat dood is daar. Hierdie kant is 'n hokkies wat so uitgesny is in die spilonk en dan gaan die oudste seun en hy vat hy bene na 'n jaar en hy sit dit in hierdie hokkie. En dan die volgende een se bene in daai hokkie. Dis soos hulle begrawe, so die graf is altyd oop vir iemand. Dan rol hulle so groot steen voor die opening. En Jesus sê, ek gaan hom wakker te maak. Hy sê vir hulle die hele doel daarvan. Steeds verstaan hulle nie. Hoeveel keer sê ek en Jesus nie, ek sal jou nie alleen los nie. Ek sal jou nie verlaat nie. Roep my aan, ek gaan jou uit hierdie situasie uitred, maar ons sien net die steen. Dis al wat ons in die situasie sien. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. Steeds verstaan hulle nie. Vers 14. Toe sê Jesus vir hulle rondtyd, man, Lazarus is dood. Wat het Jesus hier probeer met sy disippels? Kon hy nie vir die begin af hulle gesê het, hoor hierso, Lazarus is dood nie. Nee, want hy sê vir hulle, ek is die lewe, ek is die opstanding, ek gaan hom wakker maak. Hulle leer in hierdie proses, stukkie vir stukkie vir stukkie, is Jesus besig om sy disippels te leer hoe hy praat, en as hy praat, doen hy iets. Hoekom het Jesus 2 dae vertoef? As hy dadelik gegaan het Lazarus nie dood gegaan nie. Hy moes eers doodgaan. En dat die seun van God verheerlik kan word. Want dit was tradisie in daai tyd dat die Jode dan bymekaar gekom het as iemand sou sterf om die persoon te kom ondersteun. Soos ons op begrafnisse maak, mense kom en hulle kom ondersteun die persoon. Dit was die tradisie van die Jode dat hulle hierdie mense sou kom ondersteun. Hy sê, hy leer sy disippels, groei in die geloof. Groei in die geloof. Hoor wat sê die disippels? Die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig. Dis ook klippe. Gaan u weer daarna toe. So wat sê die disippels? Bly weg. Ek like die signs langs die pad. Hijacking spot. Regtig? En jou punt is? Danger. Hijacking spot. Ek ry daar verby, steek my hand uit en sê, Here, gee vir 'n ander job. In Jesus Christus naam. Ek rebuke daai sign, niks hijacking sal hier gebeur nie. Wat 'n hijacking spot is dit? Die disippels sê, hulle wou u nou die dag stenig, nou gaan u weer sien toe. Wat hulle eintlik vir Jesus sê, is hulle gaan jou doodmaak, ons kan nie so toe gaan nie, kan nie vir Lazarus gaan wakker maak nie, want die disippels sien net die steen wat voor die graf gerol is. Hulle sien nie agter dit nie, want hulle is nog in die donker. Hulle leer nog hoe om daar uit te kom. Hoor wat die ander mense se redenasies is, Johannes 11 vers 37, hier is nou 'n klomp Jode by mekaar, né? Hoor die redenasies. En sommige van hulle sê, kyk hoe ween hy oor hom. Die ander sê, kon hy, wat die oë van die blinde man geopen het, nie maar ook gekeer het dat hierdie man nie sterf nie?
So hulle het gesien hoe Jesus blinde oë oopmaak. En hulle sê, kon hy nie maar gekeer het dat hierdie man nie sterf nie. Jesus se hartseer was nie oor Lazarus wat dood is nie, hy het geweet hy gaan hom opwek. Sy hartseer was oor al hierdie mense het oë en hulle sien niks. Hulle sien nie wat hy kan doen nie. Hulle het hom gesien wonderwerke op wonderwerke op wonderwerke doen. Maar hier is dan 'n groot wonderwerk. Hy moet nou iemand uit die dood uit opwek. Terwyl hy hulle die hele tyd geleer het, ek het mag oor die dood. Jesus vra hulle, waar hulle hom neergelet het en hulle sê vir hom. En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom. En dit was 'n spilonk en 'n steen het daarteen gelê. En Jesus sê, neem die steen weg. Dink julle nie Jesus kon vir Lazarus gesê het, stoor hy steen uit die pad uit en kom uit nie. Hy kon. Hy sê vir hulle, neem die steen weg. Wanneer gaan ek en jy met die krag wat Jesus Christus in ons gesit het, die stene voor jou wegneem? Jy kan nie deur 'n klip kyk nie, jy moet hom wegskuif sodat jy kan sien. Dat ek en jy kan sien, dieselfde krag wat Christus uit die dood uitgewek het, en ek en jy is. Dis tyd dat jy staan voor hy steen en met hom praat en vir hom sê, ek sê vir jou, in die naam van Jesus Christus, die enigste lewende God van Nasaret, wyk Satan, wyk. Ouens, niks in jou lewe gaan gebeur nie, 'n ronde net mooi niks, solank jy Satan gaan toelaat om stene te rol waar hy geen reg het. Gaan dit tyd vat? Ja. Want ons moet groei in geloof, soos babas. Jy moet elke dag se lewe, elke stukkie lewe wat jy aanpak, moet jy praat met daai dag. Kom maak te morning. Sê vir die oggend, ek sê vir julle, hierdie dag is my dag. Ek sal opstaan in die naam van die Here. Daar sal goedheid en guns my volg, al die dae van my lewe. Jy maak 'n wêreld met jou mond. Want die Bybel sê, wat ek jou hoor sê, Numeri 14 vers 28, sal ek met jou laat gebeur. Nou verstaan ons die helfte van die tyd nie, hoekom God ons, hoe kan Satan hierdie steen voor my bly inrol? Want jy help hom. Hoe help jy hom? Jy goed te sê wat jy sê, en hy hou party. Want die oomblik wat ek jou sê, hoor hierso, hierdie pyn wat jy in jou elleboog het, ek dink is kanker. En jy sê, ja weet jy, my ouma, né, het ook. En Satan laaf dit, want jy praat sy taal. En dit help nie, jy sê in die kamer, deur sy wonde is ek genees nie. Maar wanneer jy by die onkoloog sit, dan sê jy, ja dokter. Dis wanneer jy sê, deur sy wonde is ek genees dokter. Ons is nie undercover FBI Christene nie. Jy is 'n Christen of jy is nie. Is dit waar? Hoe kan jy die Here by die huis dien en in jou slaapkamer, maar as jy op die rugbyveld kom, op die cricketveld, op die netbalveld, dan skielik praat jy nie oor die Here nie. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles, pastoor. Dis nie in die Bybel nie, dis in die huisgenoot. Die Bybel sê, tydig en ontydig verkondig jy die woord. Ek weet nie waar kom aan daai vers nie, maar dit staan nie in die Bybel nie. Jesus sê, neem die steen weg. Met ander woorde, hy het met mense gepraat wat daar rond gestaan het, né? Somstyds het ons mense in ons lewe nodig, wat ons help om daai stene van ons weg te vat. Het jy al gesien as jy in 'n situasie is, né? Dan sien jy nie meer uit nie. Dit lyk of daar net geen uitkoms uit hierdie situasie uit is nie. En dan kom iemand by jou kuier en kom tee drink of jy loop iemand in die mall raak en hulle sê, weet jy wat, het vandag met my gebeur. En jy dink, wow, as die Here dit vir haar kan doen, kan hy dit vir my ook doen. Praat met jou berg, sê die Bybel. Praat met jou berg. Jou berg en my berg lyk anders.
Jou berg moet 'n molshoopie word. En dan moet hy wegraak in die see. Deur jou eie woorde, aangevuur deur die krag van die Heilige Gees. Dis moeilike goed hierdie julle. Dis oefen tot jy glo. Het julle ooit gesien 'n kind kry met klim op 'n fiets en daar gaan hy? 'n Paar masserings voordat hy gaan. Elleboog, knieë. En dan skree mamma, dan sê hy maar kom eens so te kom soen. Skielik is die pyn weg, maar die wond sit daar. Exactly. Dis presies wat ons Hemelse Vader doen. Hy sê kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. Dis wanneer die Here sê, nee my kind, ek sal jou help in hierdie stryd. Ek sal daar wees vir jou. Vat net my hand. Maar ons sien net die klip. Die kind is dadelik genees, is nie meer eers so seer nie, maar die ma hardloop vir verkeerde krum en 'n pleister. Want dis wat mamas doen. Maar die kind het soveel vertroue in mamma se soen, dat hy sommer dadelik beter voel. Pyn is weg. Jesus het nie begrafnisse toe gegaan, het julle gesien. Hy het toevallig al verbygestap. Hy het nooit gegaan nie. Want daar was nooit 'n begrafnis as Jesus daar was. Kom ons kyk. Die weduwee van Nain se seun, Lukas 7 vers 11 tot 17. Ek gaan dit nie vir julle lees nie, want dan gaan julle nie lees nie. Julle moet dit self lees. Jairus se dogtertjie, Markus 5 21 tot 43. Lazarus wat ons nou sien en sy eie. Julle kan my notas na die tyd kyk, want ek weet ek praat nou vandag. En Jesus het sy eie steen weggerol. Hy het gesê, niemand vat my lewe van my af nie, ek gee dit self oor. Toe sê hy, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hulle het hom nie dood kon maak nie, hy het self sy lewe afgelê. Hy het sy eie begrafnis self opgestaan. Die krag in die Heilige Gees in hom, Jesus het opgestaan. En Jesus roep met 'n groot stem. Hy het gesê, Lazarus, kom maar uit nie. Die wegkruipertjie gespeel nie. Hy het gesê, Lazarus, kom uit. Hy het nie nodig gehad om te sê, in die naam van Jesus Christus nie, want hy was Jesus Christus. Met 'n groot stem uitgeroep. Wanneer gaan ek en jy dik genoeg raak vir die steen wat voor ons lê en met 'n groot stem uitroep en sê, Satan, genoeg is genoeg. In Jesus Christus naam sê ek vir jou, ek sal nie agter hierdie steen bly nie. Want dieselfde krag wat in Christus is in my. Niemand gaan dit vir jou doen nie, jy moet dit doen. Ek moet dit doen. Maar ons loer agter hierdie klip uit soos kinders wat pak gekry het. Is dit nou veilig om uit te kom? Augustine skryf. Hy sê, Jesus moes Lazarus se naam noem. Hy het ons gesê, Lazarus kom uit. Het hy nie? Hy moes, anders het al die dooies opgestaan. Want as hy praat, elke knie sal buig, elke tong sal bely is Christus. Jy kan maar vir jou clever hou. Jesus is 'n verskriklik intelligente mens op die aarde, wat super stupid is. Nie waar nie? Hoe ek het die grade agter my naam. As jy maar visgraad gehad het, het dit jou gehelp. Want die grade gaan jou nie hemel toe vat nie. Jou redenasies oor die enigste lewende God, Jesus Christus van Nazareth, redeneer hom maar uit soos wat jy wil. Hy is God, hy kom en hy kom om ons te haal. Dan sal almal sien dat hy is die enigste lewende God. Ek het julle van die begin af gesê, van dat julle my ken. Hollywood is die armste plek op aarde. Hulle het geld, hulle het Lamborghinis, weet jy wat Guinness nog nie. Hulle het allerhande goeders, maar hulle het nie Christus nie. Nou kom dit uit. Didi, Epstein, al hierdie goed wat mense hulle siele verkoop het vir geld, vir fame, vir al hierdie goed. En hulle pleeg op hoë selfmoord. Want hulle het nie Christus nie. Daai gaatjie waarmee God jou geskaap het, maak niks vol, behalwe hy nie. Dis sy plek.
Het julle al gesien as mense afvoer? Né? Dan sit jy af, etkers, voorsienies, my ladies, die manne gaan vis, winkel toe, die ander gaan karre koop en elkeen, dan voel hulle beter. Net tot vanaand as dit ou nuus. That's not sustainable. Want Jesus het daai plek vir hom gehou. Ek moet julle vertel wat het ek gedoen. Ek het nog nie die Here geken. Ek het hom geken, van hom geweet dat ek dit so stem, nie geken. En daar was 'n solitaire ring wat ek bitter graag van gehad het. Ek het julle gesê, as julle my soek in die hemel, Goudstraat 1, dis waar ek bly. En ek sê vir my man, ek wil so graag die ring hê. Hy sê, maar ons kan op die einde van die maand koop, julle weet mos daai tyd was dit e-score. So jy wag vir die einde van die maand. OK. Ek sê, maar ek wil hom nou hê, hulle het hom nou verkoop hulle die ding. Hy sê, my vrou, wag net 'n rukkie. Ek sê, wel dan stryk ek. Hy sê, jy stryk? Ek sê, ja, ek maak nie hy skoon, ek kook nie kos. Doen ook in die was. En ek het gestryk. En raai wat het gebeur? Ek het die ring gekry, want was daar geen pret meer in die ring nie. Jy sien, jy kan met goeie kies, beter voel, nice voel, maar het voel nie daai honger nie. Ek moes maar die harte wyd leer. Hier het Jesus al vir ons geleer. Ek wys nou vir julle, my kinders, dat julle selfs die mag het. Petrus het mense uit die dood uit gebid. Baie mense het mense al uit die dood uit gebid. Julle die mag oor die dood op aarde. Maar as God besluit het daai tyd is iemand se wil, gaan hom nie opwek nie omdat jy verkeerd gebid het nie, omdat dit God se wil is. Maar as ander kere wat die Here nog iemand 'n tweede keer sal opwek. Maar Jesus sê toe vir hulle, ek gaan graf toe gaan, daar gaan ek die finale, die dood wat vir ewig vir julle beplan is, gaan ek die sleutels van haal. Jy hoef nie vir ewig dood te wees nie. Jy kan saam met my in die hemel wees. Dis altyd wat ek vir mense op 'n graf gesê. Jy's daar omdat jy hierdie persoon ken. Jy het iets met hierdie persoon te doen gehad. Hulle kan nie na jou toe kom nie, maar jy kan na hulle toe gaan. Koning Dawid pleeg oorspel met Batseba. Daar's 'n babatjie. Die babatjie word siek. Die babatjie gaan dood. En die slawe kom sê vir hom, jou baba is dood. Toe sê hy, dis oké. Nou gaan ek eet en drink. Want hy kan nie na my toe kom nie, maar ek kan na hom toe gaan. Dis al wat jy het om saam te vat, is jou mense vir wie jy lief is. Johannes skryf in Openbaring 1 vers 17 en 18. En toe ek hom, Jesus, sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste, en die lewende, en ek was dood, hy praat van op aarde, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Die doderyk, omdat hy vir Dawid, Abraham, hulle almal gaan haal het in die doderyk, want niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun nie. Die enigste en die laaste steen wat Satan probeer het in ons pad rol, was die ewige dood. En Jesus het dit oorwin. Hy het dit gevat by hom, hy kan niks anders doen daar nie. Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En omdat Jesus dit vir ons gedoen het, kyk wat sê 1 Petrus 2 vers 4 en 5, kom na my toe. Eenvoudig, kom na my toe. Die lewende steen wat deur die mens verwerp is, dis hy, maar God uitverkore en kosbaar is vir die Here, en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Alle stene wat in jou pad gerol word deur Satan, kan jy wegrol. Hoe kan jy dit wegrol? Deur Jesus Christus van Nasaret, wat jou die krag gee om dit te doen.
Elkeen se steen verskil. Elkeen van ons het ander stene wat voor ons gerol is. Elkeen se steen verskil. Maar elkeen waarvoor daar 'n steen gerol is, beteken hy is 'n gevangene. En Jesus sê, Jesaja 61, ek kom om vrylating aan die gevangenes te verkondig. Ek kom om vir julle te sê, jy hoef nie daar te bly nie. Want wat ek gedoen het, vat alles weg van wat jy gedoen het. Vir ewig en vir altyd. Hoe lank gaan ons agter daai steen sit? En toe Lazarus uitkom, toe sê die Here vir hulle, draai julle die doeke van sy oë af. Dink julle nie die Here kon vir Lazarus gesê, draai die doeke af nie? Hy kon, want die doeke sou net afval. Maar hy wou daar vir ons wys, soms het ons mekaar nodig. Daarom sê ons is die liggaam van Christus. Die pinkie kan nie doen wat die brein doen nie, die brein kan ook nie doen wat die pinkie doen nie. Elkeen van ons het mekaar nodig. As jy werklik Christus in jou het, sal ons mekaar bid. Sal ons mekaar opdra in moeilike tye aan Christus. Maar ons het die skill ontwerp om te oordeel. Ons oordeel links en regs. Want jy sien, jy is nie in daai posisie nie. As jy in daai posisie was, het jy anders gedink oor 'n saak. Want dieselfde oordeel waarmee jy oordeel, sal vir jou geoordeel word. Maar ons is so geprogrammeer deur allerlei goeders. Staan op. Staan op. Ek weet, al kan jy net tot op jou knieë kom, dit beteken jy vorder. Dis nie maklik om goed te beklei in jou lewe wat hier voor jou staan, 24 ure 'n dag nie. Dan staan jy bietjie terug. Want ons is in hierdie kranksinnige redreis. Ons is in 'n redreis soos nog nooit tevore nie. Almal jaag om iets gedoen te kry. Ons leef asof jou lewe daarvan afhang dat jy betyds vir die werk moet wees. Al die goed moet jy doen. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat as hy eerste kom, hierdie dinge nie so 'n las gaan wees nie. Salomo skryf, hy sê, dit was alles 'n gejaag na wind. Ek sê altyd vir die besigheidsmanne, jy sit alles in daai besigheid in. Wat geniet jy daarvan op die ou einde? As jy nie jou vrou en jou kinders saam met jou vat, of besigheidsvroue nie, en tyd met hulle spandeer nie, wat het jy van al hierdie geld wat jy gemaak het? Zero. Want dit gaan nie net oor die geld nie. En geld is nie vir God 'n probleem nie. Moenie sê die Here wil nie hê jy moet geld hê nie. Hy sê die liefde van geld is die probleem. Want dan verkoop 'n mens mekaar, nie waar nie? Die liefde vir geld is die probleem, nie geld nie. As ek geld het, sal ek julle wys, sal nie een arm persoon in Suid-Afrika wees nie. Dis 'n noodsaaklikheid, maar dis nie 'n prioriteit nie. Ewen die Bybel sê so, is beter om 'n stuk brood te eet in vrede ons loof die Here. Ek kan dit nie vir jou doen nie, jy kan dit nie vir my doen nie. Jy moet self die situasie, die bal by die horings pak en sê, man, genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Julle verniel my nie weer so nie, julle boelie my nie weer so nie, julle gebruik my nie weer so nie. Genoeg is genoeg. Satan, ek bestraf jou in Jesus naam. Ek vandag met my hande rol hierdie steen weg, want hy wat in my is sterker as jy. Hou op van Satan praat, begin met hom te praat. Ja, maar ek weet nog nie hoe nie. Maaklik, jy weet om terug te praat met jou ma. Net so. Is dit waar? Dan oefen jy nie. Pastoor, ek gaan nie meer kerk toe nie. Ek het seer gekry in die kerk. Ok, en jou baas jou vloek te kry nie seer nie.
toe bedank jy nie. Dis nonsens, is absolute nonsens wat ons uitdink om voor te gee, dat ons sekere goed nie kan of wil doen nie. Waar of vals? Dis tyd dat ons opstaan, en sê, genoeg is genoeg. En vandag glo jy jouself. Môre dan dink jy, hier is hy alweer. Ja, hy gaan, tot hy weet, jy weet. Het jy gesien maak kinders? Kinders is master manipulators. Daar's nie groter manipuleerder as kinders nie. Ma, kan ek hierdie rok kry? Ma. Dan sê ma, nee. Later sê sy gaan vra jou pa, want sy is te moeg om te daarna te luister. Dan kom sy by pa en sê, ja my skat. Dan beklei ma en pa. Dis soos die duiwel is, hy hou aan. Ek moet jou van die pad af kry. Jy moet oor hierdie klip val. Sê die Here nie, ek sal vir jou paaie in die woestyn maak nie. Maar as jy pad wil maak, het jy 'n greider nodig. Ek weet wat die ander goed nie, maar ek weet jy moet hom skraap. So jy gaan die vos wees agter daai pad wat moet gemaak word. Jou geloof. As die Here sien jou geloof is daar, en dit hoef nie baie groot te wees nie. Hy sê so klein soos 'n mosterdsaadjie. Dis nie groot nie. Dis 'n kopstapse punt. Probeer net iets doen. Ons het ons is so vuisloos geslaan deur die lewe dat ons maar net sit. Want ons is gees, siel en liggaam en ons is moeg. Dis nou maar April, ons is moeg. April, ons is moeg. Ons het eers uitgesien dat Desember, maar nou is dit April. Jy het gewoonlik as jy by November begin moeg raak. Maar alles wat om ons aangaan, is 'n malkranksinnige wêreld waarin ons is. Dis hoekom jy nie saam met hulle met hardloop nie. Ons moet ons distansieer. Wie van julle het reg gekry om 'n enkele skoot in die rand te vier? Wie van julle het wapenstilstand gekry? Hierdie goed moet gebeur. Die Bybel sê dit moet gebeur, sodat Gog en Magog kan opstaan. Dis Rusland en China. Die goed moet gebeur. Maar as ons regtig in Christus lewe, regtig vir hom lewe, gaan dit niks aan ons doen nie. Die kinders sê vir my, pastoor moet net nie sê die Here kom gou nie. Ek wil nog trou en ek wil nog 'n mechanic word en ek wil nog. Jy kan dit alles in die hemel gaan doen, relax. Jy kan net nie gaan trou nie. Daar's nie huwelike in die hemel. Wat hierdie aarde jou kan bied, my kind, kan nie eens vergelyk word wat die hemel jou kan bied nie. Jy moet vandag vir daai steen sê, in Jesus Christus naam, genoeg is genoeg. Jy kan deelneem, of jy kan met jou hande langs jou stye staan, of jy kan aan Kentucky ding, of 'n skaapbout, net wat jy wil. Ek sê vir jou vandag in die naam van Jesus Christus, dat die Here sê, as jy my glo, sal al hierdie tekens vir jou volg. In my naam sal jy duiwels uitdryf. Jy sal jou hande op siekes lê en hulle sal gesond word. Dis nie jy wat die healing doen nie, so relax. Ons bid as wat van jou afhang. Nee, dit hang nie van jou af. Jesus is die healer. Jy is die kanaal. Manifestasies is baie, baie, baie belangrik. Kyk na 'n konsert van Taylor Swift. Mal soos 'n vlak was, maar kyk jy maar na een van hulle. Dan sit jy die musiek af. Dan kyk jy hoe lyk 'n klomp zombies. Sit dan musiek af. Almal van hulle. Dis so 'n gees wat oor daai plek is, dat hulle naderhand nie weet in wat se bedwelling en beswellings hulle ingaan nie. Kinders luister hierdie goed, want die beat klink vreeslik mooi. Naderhand is die voet buig. Hulle wil nie eintlik nie, maar die voet is buig. Dis wat Satan
Sy werk in die hemel was om die musiek, die worship van die aarde voor God se aangesig te bring. Dis hoekom hy weet wat is die power in music. En jy sing saam dat die aarde so staan, en sy sing dit kom sterk. En weet julle wat se hartseer? Hulle het die mooiste stemme. Hulle het die mooiste stemme, en hulle het die grootste talent. Freddie Mercury van Queen, een met daai stem, wat hulle met hom die onderhoud het, ek het dit al vir ons mense gewys, wat hulle met hom die onderhoud het, en vir hom sê, do you want to go to heaven? To say, no, I don't want to, just think about all the famous people I will miss. Marilyn Monroe, Billy Graham, groot evangelis, het al in 'n hotelkamer gaan besoek, die week voor sy selfmoord gepleeg het, en waar gepleit om haar hart vir die Here gegee. Dis sê sy, I don't want to. Dis 'n lewe hierna, en weet julle wat? Selfs in dit moet jy die steen wegrol. Die Here gee jou die keuse. Wil jy, of wil jy nie? Hy bly Jesus Christus van Nasaret, of ek en jy daarvan hou, of ons nie daarvan hou nie, en die mense wat so met hom spot. Waar dink jy, gaan die Here, sy woord bly sy woord, hy sê, elke een, van die hele Amerika, of hulle net die eerste woordjie kan sê, dan sê dit, oh my God, die Here sê, elke een, wat my naam uitelik gebruik, sal ek nie ongestraf laat nie. En dit is nou die way om te praat. En ek gaan 'n klein otter kry, as ek oor die kinders sê vir mekaar, bro. Wat se blerrie ding is 'n bro? My bad. Mag raak kan nie myself kies. My bad. En hoekom koop hulle broeke as hy dan nie onder die enkels hang? Almal weet jy te onderbroek aan. Rarig. Dan hang die broek hier. En hy kan nie vanaf vir die polisie hardloop nie, want hy kan nie die bene so ver maak. En die kinders volg die fashion. Woe, fashion. En ek sê nou die dag van my kleinkind vir Chantay, daai broek wat jy aan het met die gate, my ouma het dadelik 'n naaldorgaan gevat en hom toegewerk onmiddellik. Nou betaal jy 600 of 500 rand vir 'n broek, wat jy die helfte van die materiaal het. Maar ons is nie fashion. Dra maar die fashion, gelukkig kan jy dit was. Maar net solank jou hart skoon gewas is dit fyn. Ons loof die Here dat hy ons saam leer uit die woord uit. Gaan vat jou Bybel as jy by die huis kom, of vanaand, of van die ook al, en dan lees jy Lazarus. Dan kyk jy, waar was jy in die graf, met doeke toegedraai, nie gesien nie. Die Bybel is geweldig interessant. Die goed wat jy daar lees, is lewe, want hy sê die woord is lewendig. Dis nie 'n boek nie. The Wimpy Kid is 'n boek. Hier is die Bybel. Dis God wat self met jou praat, wat wil hê jy moet hoor. Jy moet lees, jy moet luister, jy moet doen. Want hy sê geloof sonder werke is nou wanneer ons dit 'n bietjie toepas. Hierdie einste week gaan Satan 'n groot steen vat en draai rol na jou toe. Jy het nou geleer wat om te doen. Forever and ever. Amen. En dit is die waarheid. Die Here sê die aarde gaan met vuur en swaal vergaan. Daar kom 'n nuwe aarde. Hierdie aarde gaan nie meer bestaan nie. Lees jou Bybel wat die Here sê, hierdie aarde gaan met vuur en swaal verslaan word. Dis hoe hy gaan kom. Hy het gesê, ek kom op die wolke. Moenie glo as hulle vir julle sê, ek is hier, ek is daar nie. Soos ek gegaan het, so gaan ek kom. En weet julle wat? Ons gaan saam. Moenie worry wat jou buurman doen en jou auntie en jou niggie nie bid vir hulle. Sorg dat jou hart reg is voor God. Want hy gaan na jou hart kyk.
nie eens man en vrou gaan so kan staan in die hemel, en hy sê, jy sal elkeen apart voor my verskyn. Die wat kwaad gedoen het, om die oordeel te ontvang, die wat goed gedoen het, om hulle reward te kry. Hy sê, want as ek kom, dan het ek my beloning by my. Ek wil niks sê, behalwe hierdie woorde, well done, my faithful servant. Dis wat ek wil hoor as ek in die hemel aankom. Ek hoor mense sê, hulle gaan vir Eva vraag. Pas op as Eva antwoord. Dankie Here Jesus. Dankie, 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 dat ons saam kan leer, dat ons dit gaan toepas hierdie week. Staan gou op. Julle weet ek glo in manifestasies, die hele Bybel is vol manifestasies. Ek wil hê by die klip wat voor jou is, in jou hande vat, dis nie 'n klein klipie nie, julle, dis nie gravel nie, dis 'n klip. Vat hy ding en sê vir hom, in die naam van Jesus, beveel ek jou, ek sal nie, ek weier, om agter hierdie klip te lê. Ek rol hom weg vandag, in Jesus Christus naam. Here, laat u lig in my situasie skyn. Ek is nie dood nie. Ek is nie geestelik dood nie. Ek staan vandag op met my eie bonkies om dit te doen. Ek sal my nie skaam vir u nie. Ek sal nie verkondig waar ek gaan. My manier. Wat u my gaan gee om te doen. Ek lewe. Ek sal u sien. Ek lewe vir ewig. Al sterf ek. In Jesus naam. Amen. Daar sê jy maar. As jy by die werk sit en jou baas is mislik, dan byt jy op jou tande. Jy vertel dit nie vir die ou langsom nie. Jy byt op jou tande en jy sê, Steen, go. Dis wat jy doen. Ons het almal opinies. 'n kat het ook een, almal het opinies. Dan is daar die waarheid. Gebruik die waarheid. Julle is welkom soos die Here op julle harte lê om offerande of tiendes in te gooi en dan moet julle julle middag geniet en onthou, as jy sien daai klip kom, wie staan by 'n berg en hier rol 'n klip op hom af en hy sê, okay, ek is flat. Dan keer jy hom in die naam van Jesus. Julle moet 'n stunning middag gaan hê.